Goeiedag en baie welkom by Woordspeel. Ons is op soek na Jesus in elke skrifgedeelte, in elke hoofstuk, en ons wil met 'n oop hart in hierdie gedeeltes inkyk om Jesus daarin raak te sien. Hy is soos 'n spieël. Wanneer ek in hom inkyk, dan sien ek my refleksie in hom en ek sien myself in hom, en dan kan ek deur die werking van die Heilige Gees verander word om soos hy te lyk, te praat, te wandel. Vandag kyk ek na Genesis hoofstuk 18 en die vers wat vir my uitstaan is Genesis 18 vers 17 wat sê, en is God wat hier praat, en hy sê, ek kan tog nie my voorneme vir Abraham wegsteek nie. My tema vanoggend is God maak ons deel van sy planne. God wil nie sy wil en sy planne vir ons wegsteek nie. Dit is sy hart dat ons sy wil ken en dat ons saam met hom engage rondom sy planne, rondom sy koninkryk, rondom die vestiging en die uitbreiding van sy koninkryk op hierdie aarde. Hierso in hierdie storie kies God om Abraham deel te maak van sy intensies met Sodom en Gomorra. Gaan lees gerus daardie hoofstuk. God kon gaan doen net wat hy wou doen sonder om dit enigstens aan Abraham te noem, sonder om enigstens deel daarvan te maak. Maar God nooi vir Abraham om met hom te worstel oor hierdie saak. Hy maak vir Abraham deel van sy saak op hierdie aarde. In die heen en weer wat volg, glo ek nie dat God regtig sy plan verander het nie. Hy het geweet hoeveel regverdiges daar is in Sodom, in die stad, en dat die stad vernietig sal word. Maar Abraham leer iets van God in hierdie hele gesprek. Hy leer iets van God se genade, van God se regverdigheid, God se karakter. En dit versterk weer Abraham se vertroue in God. In my gebed, my gebedslewe, en wanneer ek met God praat en wanneer God my deel maak van sy planne, dan is ek nie besig om God se arm te draai nie. God is besig eintlik om my hart te draai na hom toe, om in lyn te kom met sy denke, met sy karakter, met sy wil. Wanneer ek met God worstel, dan leer ek meer oor myself en meer oor God, wat maak dat ek hom nog meer vertrou en nederig voor hom wandel. Mag ek nie nalat om met God te engage rondom sy hart nie, met sy wil, met sy planne nie. Want in daardie proses word my wil en my planne aangepas om in lyn te wees met sy wil en sy planne. En daarom is dit so wonderlik dat God ons deel maak van sy planne en dat ons kan deel in daardie verhouding en deel hê in sy koninkryk wat kom op hierdie aarde. Mag ons nie terugdeins van dit nie. Mag ons nie apaties sit en maar net Gods water oor Gods akker laat loop nie. Kom ons wees deel, want God wil ons deel maak. Kom ons bid. Vader, dankie dat U nie U hart van my af wegsteek nie. Dankie dat U my deel maak van U werking. Ek wil deel wees. Belyn my met U planne. Amen. Dankie dat jy vandag saam was, saam gekyk het, gaan deel hierdie met iemand wat jy voel dit nodig het, en gaan bid 'n bietjie rondom hierdie saak ook, wanneer jy nou hier klaar is. Deel hierdie, gaan subscribe op die YouTube kanaal, en dan sien ons mekaar volgende keer.